Die Daal van Daan van der Walt neem die leser van Uistervarkfontein tot by 'n Chinese tempel, waar 'n Kalahari boer, Daan van der Walt, nie net kennis maak met die oosterse gevegskuns en godsdienst nie, maar ook meer oor sy eie manlikheid en sterflikheid. Tussendeur herbeleef hy sy jare saam met sy vrou Margrita en skryf hy briewe aan haar in sy nuwe omgewing. Sy durende gespreksgenoot in die roman is egter sy gestorwe hond Kaspaas. Die Afrikaanse letterkunde word verruim deur die roman wat die leser blootstel aan die Chinese wêreld sonder dat die skrywer die Chinese kultuur as volksvreemd uitbeeld. Daan word gedwing om ook sy eie posisie as Afrikaanssprekende te herbedink en in die selfontdekkingsproses word sy eie seksualiteit mettertyd verken in sy verhouding met 'n Chinese man. As eksponent van gay letterkunde is die teks verruimend. Aangeleenthede soos jeugdigheid en liggaamlike aantreklikheid word belig, veral wanneer Daan as ouer man uitgebuit word deur 'n veel jonger man. Later vind hy wel vervulling in sy verhouding met Sontaal. Intertekstueel neem die roman die leser op 'n reis deur die klassieke letterkunde met aanknopingspunte by Latyn en ook verwysings na tekste soos die Gilgamesh-epos, die Taoïsme en die geskiedenis van China voor en na die kulturele revolusie wat slim en funksioneel verweef word in die narratief. Die twee wêrelde word geslaagd teenoor mekaar geplaas. Die aflegging van die daal of die weg deur Daan van der Walt maak hierdie 'n boeiende roman waarin Daan moet leer om die yin en die yang dualiteit te voorsien. Voorsitter, ek versoek u om die Eugene Marais Prys aan Lodewijk G. Du Plessis, oftewel oudregter Andries Buys, te oorhandig vir sy roman Die Daal van Daan van der Walt.